Welcome to church. Dat is goeiemôre vriende. Dit is so lekker om julle weer te sien hier na 'n redelike langer vakansie. Ek het nie almal by die naam gegroet nie, ook nie almal by die hand en druk hier nie, so vir die wat net 'n bietjie later ingeslyp het, is baie welkom. En 'n ander daar. So mag die Here ons ryklik seën. Kom ons gebruik hierdie oomblik regtig waar. Gebruik die oomblik om net in te check by iemand rondom jou en net hulle te sê en seën toe te wens vir 2026 en dan gaan ek verder met ons. Ek weet 2026 het al 18 dae agter die rug of 17 vol dae en die jaar lê nog voor, maar van my en Adam en van die leierskap se kant af wil ons vir julle mooi seënwense toebid vir die nuwe jaar wat voor lê. Die klomp van julle het al begin werk, skool het begin, al die ratte het begin draai en ons weet watter effek dit op ons persoonlikheid, op ons huis het, ons gesinne en alles wat moet gebeur. Want so mag die Here vir jou regtig waar kom toerus en kom seën met wat jy nodig het vir elke dag, om voluit te kan lewe, die lewe te kan geniet, en dat as ons reageer op Jesus uitnodiging kom na my toe, dat hy rus sal gee in jou binneste, wat alle verstand te bowe gaan, en dat dit 'n goeie jaar sal wees. Ons gaan die hoogtepunt ervaring hê, en heel waarskynlik gaan ons ook deur dieptepunte beweeg. Maar nooit gaan jy alleen wees nie, want die Here is altyd saam en by jou. So baie welkom by hierdie nuwe jaar wat die Here vir ons oopbreek om te kan geniet. Ons gaan net nou na aankondigings kyk en die belangrikste dinge vir die eerste kwartaal, maar aan die einde van verlede jaar het die Here vir ons 'n nuwe bedieningsleier gegee vir ons nuwe lidmate bediening. Die van julle wat al nie begin inskakel by die gemeente, was al by daai bediening gewees, wat ons julle vertel van die werksaamhede van hierdie kerk, wie God is, waarvoor ons roep, hoe hy met ons besig is, en ons het 'n nuwe leier daar. So Antoinette, ek vra vir jou dat jy hier by my sal kom staan asseblief. Ek kan so kort, mis nie uit 'n formulier nie, maar ek gaan dit vir jou lees en dan 'n vraag aan jou vra waarop jy moet antwoord. Weer. Goed. So die Here het jou aan die einde van die jaar begin oprig as 'n leier in die gemeente. Jy het 'n kursus gedoen saam met ons deurloop en jy het gesê hier is ek en die Here het jou kom merk en hy wil jou gebruik. So die volgende belangrike beginsels is daar vir Christelike leierskap. Eerstens is leierskap geskenk van God aan sy gemeente. Leiers word deur God opgerig, gekies en aangestel en die kerk deur die kerk se strukture as sodanig erken. Tweedens is leierskap 'n gedeelde onderneming. Dit beteken dat 'n leier nie op sy of haar eie funksioneer nie, maar altyd as deel van 'n span. Derdens is gemeenteleierskap divers. Verskillende persone bring verskillende vaardighede en gawes na die tafel, soos wat jy ook met jou gawes nou kom bedien. En vierdens is die leiers van 'n gemeente per definisie dienleiers. Jy is saam met die res van die ander leierskap 'n herder wat sorg vir die kudde wat die Here vir ons gegee het, waar jy kom dien en opofferend die beste belange van hierdie gemeente kom soek. Die kwaliteite wat jy as 'n leier saam met die ander moet nastreef is die volgende: 1, 'n lewende geloof, tweedens 'n liefde vir en 'n passievolle toewyding aan die Here en 'n onberispelike lewenswandel. En dit het ons by jou gesien en ervaar. So Antoinette, jy beklee nie 'n formele amp van oudering of diaken nie, maar stel jouself beskikbaar om met jou gawes te kom dien. Dankie dat jy regtig waar gehoorsaam is. Die vraag wat ek jou vra waarop jy dan antwoord is die volgende: is jy bereid om met hart en siel en met jou gawes hierdie dienswerk wat die Here aan jou opgelê het binne die gemeente met oop deure te doen?
jou antwoord. Wonderlik. Net 'n slotwoord aan jou, wees getrou in jou dienswerk, neem saam met die res van die bestuursraad en die ander bedieningsleiers verantwoordelikheid vir die gemeente met oop deure. En liewe gemeente, ontvang van Antoinette as gestuurde van die Here en bid vir haar en al die ander leiers. Werk saam met die totale leierspan, sodat God se koninkryk sal kom. Vra dan nou dat die bestuursraadslede en ander bedieningsleiers wat hier is, na vore kom, net om vir Antoinette te kom gelukwensen. Ons het mekaar op langklas gesien. Julle kan gou so 'n bietjie nader aan staan. Ek kom eens 'n bietjie staan jy sien net 'n bietjie vorentoe met julle gou net agter die skerp uitkom en kom staan jy nou net so by haar en dan kan ons net vir haar bid. Ons maak hierdie bid. Here God, baie dankie dat U die God is wat ons gemaak het, wat ons herskep het, wat ons in verhouding met U laat leef. U is die een wat die Gees in ons gee, wat U gesê het, ek gaan weg en dan stuur ek my Gees en die Gees sal vir ons kom toerus om U in geloof en volharding te kan dien, maar ook gee die Gees gawes. Lukas skryf daarvan in Handelinge, vir party dit verander daar nie. Ja Here, en so glo ons het die Here het U vir Antoinette kosbare spesiale gawes gegee, om diensbaar te wees by die geloofsfamilie. Wil jy haar ryklik seën waar sy leiding neem by die nuwe lidmaatbediening, waar sy in gesig gaan wees van hulle wat nie inskakel by die gemeente. Wil jy vir haar dan ook toerus met wat sy nodig het vir die bediening, en dankie dat ons weet dat sy hand opgesteek het om te sê, ek gaan getrou my roeping hier kom uitleef. Wil jy vir haar ryklik seën, Here, en dan bid ek ook vir die res van ons bestuursraad en leiers wat hier is. Ja Here, wil jy ook vir hulle 'n besondere toerus en seën vir hierdie jaar. Ons het 'n mooi jaar wat vir ons lê. Jy het vir ons 'n klomp dinge geopenbaar en jy is saam met ons op weg deur hierdie jaar om regtig waar 'n gemeente te wees wat in U voetspore volg, wat gaan waar U lei. En gee dat ons as leierskap getrou sal wees om ons oor te hou by die mond van God. Kom, wys vir ons die pad, bring lig op hierdie nuwe pad vir die gemeente met oop, Here. Ek kom sit elkeen op die skoot neer, ook vir ons as gemeente, Here. Ek kom plaas elkeen in U hand, om hulle individueel, as eggenote, as gesinne, as families, ryklik te kom seën in hierdie dag en hierdie jaar. Dit bid ons in afhanklikheid, maar met groot sekerheid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Geliefdes, ons gaan nou die Here dien met ons offergawes en terwyl ons dit doen, kyk ons maar eintlik net kortliks daar wat in 2 Korintiërs 9 vers 7 staan. Elkeen moet gee soos hy dit in sy hart voorgenem het, nie met teesin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Mag dit so wees, en terwyl ons dan ons offers gee, kom ons kyk ook na die aankondiging wat belangrik is vir hierdie kwartaal en vir die week wat kom. Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Wat 'n voorreg het ons nie om so almal saam by mekaar te kan kom in hierdie huis van die Here en sy naam te kan groot maak nie. We would also like to invite you to our open door Sunday service. That's tonight at 7 o'clock. We will get together, have a nice cup of coffee, some awesome praise and worship, and then Pastor Adam will lead us in the word. Beplan jy dalk om eersdaags in die huwelik te tree, dan wil jy ook uitnooi na ons huweliksvoorbereidingskursus wat op Saterdag 7 Februarie plaasvind. Die koste beloop R500 per paartjie en sluit die kursusmateriaal in sowel as 'n ligte middagete. Skryf asseblief so gou as moontlik by die kerkkantoor in.
Dan ook so in die begin van die jaar is dalk net 'n herinnering aan al die aktiwiteite wat hier by die kerk plaasvind. Ons begin sommer by Woensdaagoggende 6:15 tot 6:30, wat ons manne bymekaar kom, manna vir manne, wat deur François aangebied word. Die manne kom 'n bietjie bymekaar vir 'n vinnige geselsie, kort boodskap en saam bid, en dan pak hulle die res van die dag aan. Ons nooi ook graag al ons seniors uit, Dinsdaagoggende en Donderdagoggende 8:30 tot 9:00. Gedurende die skoolkwartale trek gemaklike klere aan en kom strek saam in die onderste saal. Die ingang is vanaf die saaldeure op die voorste parkeerterrein. Op Donderdagoggende 9:00 tot 10:00 is daar ook 'n gebedsgroep wat in die gebedskamer bymekaar kom onder leiding van Rihanna. Die ingang is by die deur wat oop is in Stasieweg. En dan ook Donderdagoggende 10:00 tot 11:00 in die Kleuterkerk word daar 'n Bybelstudie deur Piet van Sail aangebied, en dit help ons om nie na die woord te kyk en nuwe dinge te ontdek. Almal is natuurlik welkom by enige van hierdie geleenthede. Ons het ook 'n gebedsversoek van 'n vraag ontvang. Daar is baie gesinne wat ons ondersteun, en van ons gesinne wat ons ondersteun se kinders het regtig baie uitdagings. Daar is van die kinders wat tans nog nie plek in 'n skool het nie. Ons het kinders met spesiale behoeftes en gesondheidsuitdagings wat tans nog nie in 'n skool is nie, of wat nog as gevolg van hulle gesondheid nie kan skool toe gaan nie. Ons het 'n graad 2 wat in die week iewers anders moet bly om te kan skool gaan en net naweke kan huis toe kom. Ons vra regtig ook vir julle voorbidding vir hierdie gesinne met wie dit swaar gaan. Dan laaste maar nie die minste nie, ons deuroffers is vanoggend vir Wadisa Trio. Wadisa Trio is die lewensgewende organisasie deur wie die NG Kerk se barmhartigheidsdienste geskied. Hulle is ook die kinderbeskermingseenheid in ons omgewing met takke in Bellville, Durbanville, Brackenfell, Kraaifontein en Scottsdene. En hulle doen ongelooflike werk met 'n baie klein personeel en 'n baie beperkte begroting. Hulle doen onder andere voorkomingswerk deur inligtingsessies aan kinders by skole, byvoorbeeld deur praatjies te hou oor polisie op molestering en ook ouerskapopleiding. Hulle identifiseer en help kinders in hoë risiko huishoudings deur berading, terapie, kleurevoorsiening ensovoorts. Hulle doen ook statutêre werk, hofverskynnings en plasings van kinders by peetouers en veiligheidsouers. Sover as moontlik word daar altyd gepoog om die kinders weer by hulle families te herenig. Dit is dan eers al van hulle nuuskantoor. Ek hoop jy is net so opgewonde soos ek oor hierdie jaar wat voorlê om te sien hoe die Here ook kragtadig in ons gemeente werk. Mag jy 'n geseënde byeenkoms van gelowiges beleef vanoggend. Dit is net so enkele van die aankondigings. En daar sal die loop van die kwartaal sal verder met julle gesels word. Dankie dat jy bereid is om saam op reis te kom vir dit wat die Here vir ons hier wil gee om te kom doen. Maatjie het my gevra om vanoggend die Christuskers aan te steek. Verlede jaar is haar pa oorlede, vandag is dit 7 maande en sy sê die wonde is nog rou en sy wil graag die kers aansteek. Ons weet maar is ook nie baie lekker met groot rugprobleme en ander gesondheidsuitdagings. Ek moet by my kom ons bid saam. Here God, vanoggend by wys van spreek aan die begin van 2018 kom ons na U toe. Ons kom met vreugde aan die een kant en 'n opgewondenheid. Aan die ander kant is daar ook dinge wat in die ou jaar gebeur het, wat nog steeds 'n diep impak op ons maak. Maatjie en haar gesin beleef nog steeds die hartseer en die rou van die afsterwe van haar pa. En ons bid Here dat U ook self daardie leemtes sal kom vul en daardie wonde kom genees. Dankie dat ons weet dat Pa in die hemelse heerlikheid by U is, saam met die engelekore U lof besing, met 'n nuwe liggaam wat nie meer pyn en siekte gedra het. Maar vir hulle wat agterbly, weet ons Here, hulle is veilig in U hand. Ook vir tannie Elsa, dat jy ook vir haar vashou deur haar gesondheidsuitdagings, en vir hulle as familiekring wat saam bly daar in die huis, dat hulle ryklik sal seën. So is daar baie ander wat ook met diep wonde en hartseer kom leef vanoggend, wil U elkeen ontmoet, net daar waar hy of sy is. Here, en ons bring ook ons offers van dank aan U, want ons weet, die feit dat ons vandag hier is as gevolg van U genade, getrouheid en U goedheid.
Ontvang hierdie offers en mag ons U daardeur verheerlik wanneer ons dit gebruik om werksaamhede te doen in en deur die geloofsgemeenskap. Here, en dan wil ons doen wat die psalmdigter gedoen het. Daarom Psalm 121, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En op jou lewenspaaie sal jy hom steeds oor sê, kom na my toe. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus, die een wat aan die begin van 2026 sy hand uitsteek na jou en sê, kom na my, ek wil hê jy moet saam met my die lewensreis geniet. Amen. Liefdes, ons kan staan as dit vir jou moontlik is om dit te kan doen en as dit te lank raak en jy maar gaan sit ook weer deur die loop van die praise and worship. So kom ons staan en ons gaan die Here dien met ons lofoffers wat ons sing. Great and Power, hy leef, rots van die eeue en firm foundation. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre gemeente. Voel soos 'n meneer in 'n klas. Ek nooi julle uit om saam met ons te sing, ons maak die Here se naam groot. So as julle nou na hierdie vakansie nou nog nie uitgerus is hier, hoop ek julle kry 'n bietjie energie van ons af. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Praising you, heavens and all that's above. Praising you, angels and heavenly hosts. Let the whole world praise Him. Praising the sun, moon, and bright shining star. Praising you, heavens and waters and sky. Let the whole world praise Him. Let Him
maar lekker om terug te wees, hè? Ons het dit gemis. Ons het julle almal gemis, so ek om die kerk so vol te sien. Ons gaan die volgende liedjie sing, Hy leef. En daar's so 'n kort gedeelte waar hy ons sing van ons sekret en ons sê daar moet 'n God wees. So ek nooi julle uit om daai gedeelte sommer net lekker hard te gil. Hier die vloer, de woordskap.
Altijd nog, die is altijd nog. Wie kan hier nooit meer? Wie kan hier nooit meer? Oh yeah, is die los van die is die los van die altijd nog, die wordt bij altijd waar. Elias, Here Jesus, baie dankie dat ons weet in hierdie oggenduur is dit nie maar net leeuwoorde nie. U is die rots wat altyd daar is, wat altyd ewig sal bly staan. En dit is niks enige dag wat ons uitkrag het hoef te doen. Dankie dat U is wie U sê U is. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me shaken. I've never been more glad, and I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations, so why would He fail?
won't. He won't. I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. No, he won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. My house was built on. I'm safe with you. I'm gonna make it through. See rain, take wind. My house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Oh, rain, take wind. My house was built on you, and I'm safe with you.
He won't fail. No, He won't. Baie dankie, ek kan maar sit bly. Dankie Here dat ons met hierdie oortuiging nie net kan sing nie, maar kan gaan leef. Dat U is werklik waar ons sterk, kragtige fondasie waarop ons gebou het. U het ons geroep, gesê kom na my toe. En toe ons na U toe gekom het, het U ons vas laat staan op die rots Jesus Christus. Dankie vir daardie versekering. Ons glo Here dat ons lof en ons aanbidding het opgeklink soos heerlike musiek op U oor. En dat volgens die psalmdigter U woon waar die lofsange van Israel weer klink. Maar ons weet Here, ons kom sit vandag hier, elkeen met ons eie gedagtes, ons eie lewe, die goed wat ons besig hou, dag in en dag uit. Ook in ons gedagtes maal, ons binneste rondwoel. Maar saam wil ons met die psalmdigter kom sê, my siel vind rus by God, van Hom kom my redding. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Here, met hierdie belydenis wil ons dan ook hierdie oggend, hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar instap. Kom en ontmoet ons ook nou wanneer ons die woord waaroor ons gesing het, wat altyd waar is, om dit te gaan lees en daaroor na te dink. Kom Gees van God, U nooi ons Jesus om na U toe te kom, maar ons nooi U Gees van God om woning te kom maak en ons hele wese te kom vul in die oomblik, dat ons in synk sal wees met die drie-enige God, Vader, Seun en Gees. Kom en word verheerlik in ons saam lees en saam oordink en ons lof aan die einde, ons belydenis wanneer ons lewe aan U toewy. Kom en word verheerlik. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen en amen. 2026 het, soos ek net al gesê het, reeds gevorder tot by die 18de dag van die jaar. Vir baie van ons was dit 'n bietjie weg gewees met vakansie die vorige jaar en daarna het ons ingespring en alles het net begin hardloop. Die ratte het begin draai en in 'n sekere sin, as ek my oor op die grond hou, het dit baie vinnig so gedraai. As baie mense wat die ou jaar, ek het so 'n bietjie my kop laat gaan oor die ou jaar, wat wie van julle het gewag tot middernag? Die nuwe jaar 2025 maak klaar, die horlosie het 10 gemaak op 12:00 die nag. Okay, soos 'n klompie van julle was braaf geweest. Ek en Amrie was rustig by die aand by die huis, 11:00 dink ek het ons geslaap. En ons die volgende oggend ons oop gemaak in die nuwe jaar 2026. Ons het die ou jaar klaar gemaak met 'n hele klomp mooi goed wat in ons gesin familiekring gebeur het, maar ook met verliese wat ons gehad het. Skoonpa was oorlede, my beste vriend is oorlede op 56 of 57. Ons kosterhulp, ons werker hier by die kerk, Janet, is die 30ste Desember sy oorlede. Dit sou haar laaste dag gewees het, 31 Desember. So ons het die jaar klaar gemaak ook met hierdie hoe sê hulle in Engels, mixed emotions, met hierdie gemengde gevoelens. En ons het ook opgestaan met die verwagting van 'n kleinkind wat gebore word en nog 'n paar dinge daarmee saam. So ek het nou lank gewag voor ek dit gedoen het, maar ons moet daar net gou 'n bietjie brei. Ons moet vir klein Aida roep, wat die 2 Januarie gebore is. En ons het nou gesing Firm Foundation. En ek het vanoggend ook bestil word en weer kyk na die goedjies. Toe lees ek net gou weer wat het Alicia, nou mamma, gesê. Toe Aida gebore is by die huis, tuisgeboorte,
het Firm Foundation die lied gespeel. So dit is kosbaar en spesiaal. He won't fail, he will never fail, hy is daar. Maar uit die aard van die saak, met die mooi goed, as ons net weer jou oog knip, dan het ons oorgestap van 2025 na 2026, die horlosie bly maar net tik 1 sekonde na die ander, en ons maak voornemens, baie maak voornemens, sê ek gaan hierdie jaar gaan ek dit doen, daai goed gaan los, ensovoorts, ek het nie heeltemal op daai route gegaan nie, maar vir baie mense is dit wat in die verlede jaar daar was, is nou ook in die nuwe jaar weer so. Die Engels sê dit same old. Net die rad gaan maar net aan. En dit vat nie lank voor ons soos die hamstertjie daar by wielietjie spring en eintlik moet ons maar net, jy moet hardloop of anders te val jy af. En dan moet jy die middag, ek het 'n bietjie geval deur die vakansie. Ek het gehoor hy het weer 'n fietsval gehad, maar dan weer opgestaan. So dan het dit gebeur. Ons word afgegooi as ons nie bly hardloop nie. Maar kom ons parkeer net gou eers hierdie gedagte van die lewe wat eintlik maar net aangaan. Want as mens daaroor gedink van hoe die ratte loop vir die jaar, dan wil ons sommer net sê, ek sal klaar weer moeg in die begin van die jaar, nie waar. Maar ek wil graag hê dat ons net so ons gedagtes vinnig laat gaan na kontraste. Julle hou ons van kontraste. Okay. So. Nee, kontraste. So, ons gaan nou gewerk met die kontraste van lig en swaar, light and heavy. Het julle? Goed, so help my gou met goed wat regtig waar lig is, maar dit moet alles wees wat jy kan sien, né? Dis kan sien. Goed wat lig is wat jy kan sien. Jy het 'n prentjie gekry. 4. Mooi man. Julle is wonder. 4. My weer sien. Ja. Ek dink na die vakansie en die skool wat begin het en alles is die weer sien op lig. Ek hoop die kaarte swaar. Ja, goed, lig. Spel, lig. 'n muur, Blaar is lig, ja, is afval. 'n muur, Ag, baie dankie. Ek was bietjie swaar na die vakansie, maar ek sal werk aan die ligter word. Ja. 4. Ja, ons het hom gehad. 4, dan reg in die begin. Doen dit by partytjies. Balle, sy wonderlike ballon is 'n ligte ding. Nog? Sand. Kyk vir al die korreltjie, sand, korreltjie. Goed, kom ons kontrasteer gou. Swaar goed. Olifant. Ja. En Anton het vakansie. Die swaarder. Ja. 'n lorry. Dis daar's ons massiewe groot goed, nê, wat mense in die wêreld kry. Daai van daai groot vragmotors wat sulke massiewe wiele het, jy lyk soos 'n minute mannetjie, soos 'n muur onder teen daai groot wie. 'n berg. Kyk na Tafelberg toe, né? Okay, jy kan nie nou kyk nie, maar stap uit net nou. Kyk vir Tafelberg. Hy's groot. Wonderlik. Ja, kom gaan weer ja. Yes. Wat is nog swaar? Ja. Met al die boeke, wat was swaar geweest om die boeke oor te trek? Ja, swaar om te dra, al is so klein lyk dit net so 'n movie se tas. Wat is nog swaar? Dis nou nie lekker kuier in die naweek. Ja, reg. Ja, of as jy in die tuin gewerk het, vullis nie. Dis swaar om uit te sleep. Kyk, julle kry die gedagte. Daar's dinge wat lig is en daar's dinge wat swaar is en daar's 'n klomp fisiese goed wat ons kan sien en kan maklik kontrasteer met mekaar. Maar daar is ander goed wat ook aan ons binnekant lê wat ons kan sê daar's 'n ligtheid in my gemoed as daar mooi goed gebeur in my lewe en dit bring vreugde dan dit voel of ek op weet so op eie op veertjies sweef. Nee, ek voel daar die lig. Maar ons emosies, ons ervarings en gedagtes kan ook baie swaar wees wat ons neertrek na die grond toe. So ons kry daardie kontras ook in onsself. Wat is lig? Wat is swaar? Kom ons beweeg gou na wat Jesus toe hy geleef het. Buite dat Jesus as mens self ook lig en swaar geken het in sy lewe, want hy was 'n skryfwerker gewees, hy het geweet om harde werk te doen, met hout te kan werk. Was hy ook reg mens gewees en hy het
veral ook 'n fyn aanvoeling gehad van wat in mense lewens wat saam met hom op reis was deur die lewe ervaar het. Wat die gevolge gehad het op hulle lewe. En so kom hy na mense toe en ook na jou en my vanoggend en hy kom sê die volgende, ons skrifgedeelte wat kom uit Matteus 11 vers 28 tot 30, die baie bekende. Hy kom nooi jou uit met die besondere uitnodiging, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Tot sover ons skrifgedeelte. Ons gaan vanoggend in 'n kort, in 'n sekere sin net fokus op daardie kom na my toe. Mens hier daar 'n ander gedagte bysit, maar soos die kwartaal vorder, sal ons ook nog vir die volgende 5 Sondae hierna bietjie dieper na hierdie tema gaan kyk van kom na my toe. Ek gaan vra dat Timmy en Marlies vir ons nou gaan bedien met die lied Come As You Are van Crowder is die orkes se naam. Toe ek en Adam einde laas jaar stil geword het en gesê het, Here, kom wys vir ons hoe lyk 2026? Waar moet die fokus wees? Wat is die belangrike dinge wat in hierdie geloofsgemeenskap moet gebeur? En Adam baie duidelik gehoor hierdie lied. Come As You Are, die daarmee saam met ons die teksgedeelte ook by die Here oor Matteus 11 vers 28 tot 30. So kom, ons ontvang dan ook die lied wat hulle vir ons nou saam sing. Come outside from wherever you've been. Come broken-hearted, the rescue began. Come find your mercy, oh sinner, come near. Earth has no sorrow, but heaven can't heal. Earth has no sorrow, but heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. To all who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. There's hope for the hopeless and all those who stray. Come set the table, come taste the grace. There's rest for the weary, and rest that endures. And earth has no sorrow, heaven can cure. So lay down your burdens, lay down your shame. To all who are broken, lift up your face. Oh,
Come as you are. Kom net soos jy is. Wat 'n besondere lied, en soos die kwartaal aangaan saam met die teksgedeelte sal ons ook na die lirieke van hierdie lied dieper gaan kyk en dit integreer en kombineer met mekaar ons te help op ons lewensreis wat voorlê. Maar die vraag wat groei uit Jesus se uitnodiging kom na my toe is wat lê agter Jesus se uitnodiging en hy sê kom na my toe. Wat het gebeur dat Jesus op daardie punt van sy aardse bediening met die mense wat rondom hom is, hierdie vraag gevra het of die uitnodiging gerig het. En so kom ons gaan kyk kortliks na die konteks van hierdie gedeelte. Toe Jesus gebore is, en vir sy volledige 33 jaar wat hy geleef het op aarde, was die Romeine aan bewind. Nou, ons weet dat die Romeine dit vir die Jode baie moeilik gemaak het. Maar op die diepste vlak was Jesus 'n groot probleem nie gewees met die regering van die dag nie en gesê, okay, ons sien wat hulle moet julle maak, so kom na my toe nie. Jesus het 'n ander punt gehad wat hy baie sterker wil onderstreep om te sê, mense, ek sien julle kry swaar, julle het dit moeilik, want die vals leraars van die dag, die fariseërs en die skrifgeleerdes, het 'n druk op hierdie mense kom plaas. Hulle was skynbaar godsdienstig gewees, maar hulle het 'n wettiese leer en 'n leefstyl het hulle voorgehou. En hierdie geestelike leiers het onrealistiese vereistes aan mense gestel en gesê, kom, as jy die Here wil dien, moet jy dit doen, moet jy dat doen. Jy moet klomp goed doen om God se guns te koop en dan sal jy dalk aanvaarbaar vir hom wees. Die gevolg, die volk het moedeloos geword, die vreugde van 'n verhouding met hierdie Jesus te lewe het verdwyn. In plaas daarvan om God te soek met hulle hele hart en sê, Here, hier is ek wil vir U leef en dit is vir my lekker om in 'n verhouding met U te leef, het dit vir hulle 'n las geword, want 'n klomp dinge moes net gedoen word. Die leiers, geestelike leiers het gesê, doen nog dit, hou nog daardie reël, wees nog meer toegewyd, probeer net harder. Wat doen Jesus? Hy kyk na die mense wat die ontvangers is van hierdie onrealistiese verwagtinge. Het hulle raak gesien dat hulle moedeloos geword het. Dat hulle teen die grond was, of soos daar baie keer in die algemeen gesê word, hierdie mense was tussen die vloer en die politoer. Jy is in 'n moeilike situasie op die grond. N.T. Wright, een van die bekende teoloë van ons tyd, het Jesus se optrede baie mooi opgesom in kontras met die fariseërs en die ander geestelike leiers, en hy het gesê, Jesus does not offer a new set of rules, but a new way of being human. Jesus het sy mense gesien wat human doings geword het, wat hulle moes 'n klomp goed net doen. En Jesus wou nie 'n verdere las op sy volgelinge plaas nie, en nog 'n lys van wette en moets en moenies voor hulle kom neersit nie. Maar hy het hulle ingenooi in 'n verhouding met hom. Hy wou mense se lewens kom verander, hy wou hulle lewensomstandighede kom transformeer. Jesus wou heel en al kom vrymaak, sodat mense lig kon lewe in 'n verhouding met hom en met sy Vader, en later met die Gees. Ons weet dit nou al baie duidelik vanuit die skrif. Jesus was 'n radikale leier gewees, wat lynreg teenoor die geestelike elite en die vals leraars opgestaan het in sy tyd. Terwille van hulle wat moeg was, wat oorlaai was, wat uitgesak het, wat hoop verloor het. Met sy hand kom sê hy, kom na my toe. Come as you are. Jesus was so in voeling gewees met sy mense op grondvlak, dat hy geweet het, wat is die goed wat vir hulle soos prentjies is, wat hulle mooi sal verstaan as hy dit gebruik. Ons weet hy het sy gelykenisse ook praktiese goed gebruik wat mense geken het. En hy gebruik 2 prentjies wat hulle baie goed geken het om te verduidelik, ek weet presies waar jy vandag is. Ek weet wat in jou lewe aangaan. En die eerste is van oorlaai, overload. Nou daai is 'n skip in 'n hedendaagse tyd wat oorlaai is.
Maar hulle het dit baie goed geken, want hulle het ook, as hulle gaan vaar oor die mere en by die see, het hulle soveel as moontlik van produkte en goed opgesit en mense, dat daai skip partykeer baie diep in die water gelê het en die potensiaal gehad het om te kan sink. Daardie skip het swaar gekry om te beweeg, self te sink. En Jesus sê, ek sien julle raak, wat op godsdienstige vlak so oorlaai word met reëls en regulasies en wette, dat julle lewens en menswees tot stilstand gebring word, of julle selfs knak in julle lewe. Can you relate? Kan julle iets daarvan eien in julle eie lewe, van goed wat oor ons kom, en ons kom plat druk op die grond? Prakties weet ons ook vandag van gebroke verhoudings, ons weet van siekte, ons beleef dood in ons familiekringe en vriendekringe, ons werk met onverwerkte verlies in ons lewe, skuldgevoelens, finansiële druk, daai plat eersies, die seer en die ander uitdagings wat oor ons lewenspad kom, alles dinge wat ons laat voel, ek kan net meer nie. Geliefdes, die lewens druk ons onder die water in. As geloofsfamilie wil ons nie nog 'n las op een van julle kom plaas te sê, maar jy moet nou net, kom net reg, en as jy die goed doen, sal dit als reg wees nie. Maar ons wil vir jou uitnooi om daardie 3 B's wat die Here vir ons so 2,5 jaar gelede gegee, beleef, behoort en bedien. En ons wil julle graag uitnooi, en nooi ander mense ook uit, julle wat dalk inkyk vandag. Nooi vriende, kom, en raak deel van hierdie geloofsfamilie, beleef dat God hier is, en dat ons in 'n verhouding met hom kan lewe, wat nie 'n verdere las op ons plaas nie, maar wat ons werklik waar vry maak. Kom behoort, raak deel van 'n geloofsfamilie, wat die Here dien, wat 'n Vader het, wat sorg vir sy kinders. En wanneer jy ligter leef, en wanneer die gemoed bietjie optel, en die Here het jou geseën met gawes, is daar meer as genoeg geleentheid om te kan bedien. As elkeen ietsie doen, raak die las vir ons almal ligter. So dis die eerste prentjie, die boot wat gaan sink. Die mense met wie Jesus gepraat het dit goed geken. Die tweede voorbeeld wat hy gebruik, en dit is wat ons eintlik altyd onthou, ek dink ons hoor altyd die oorlaai gedeelte, want dit word pertinent, dis oorlaai soos 'n skip en hy skip gaan sink nie. Maar ons lees daarvan die juk. Nou, die meeste van ons het nog nooit 'n juk fisies in ons lewe gesien nie. Dalk met ons, meeste van ons kom nie van 'n plaas af nie, die van julle wat baie jare terug nog met ons gewerk wat ingespan word, sal hierdie beeld baie mooi verstaan. Maar jy het al prentjies gesien en jy weet die breë konsep daarvan. So, William Barclay, Skotse predikant van die vorige eeu het dit mooi verduidelik. Hy sê 'n hout, as jy tog 'n juk is 'n houtbalk wat bedoel is om osse langs mekaar in te span sodat hulle saam gelyk kan trek die ploeg of die sleepwa of wat ook al gesleep moet word. Maar voordat osse ingespan word, so is dit, het hulle die osse gebring wat saam moes trek, daardie 2, en hulle is gemeet. Hoe lyk hulle skof? Hoe lyk hulle? Die ene bietjie hoër, die ander een bietjie laer, maar julle verstaan die konsep daarvan. En dan het die jukmaker het rowwe skofte gemaak. En wanneer hy daarmee klaar is, moes hulle weer die osse bring, en dan is die juk op hulle geplaas. En dan het die fyn afwerking gekom. Die van julle wat nog selfs so jy wat nou op trou staan, julle wat al getrou het, dis daai finale fitting. Nee, julle ken baie goed. Dis nadat die rolletjie bygekom het of jy dalk 10 kg verloor het. Dan moet daar finale fitting nie, nee, plaasvind. En dis wat gebeur het. Dan is die juk finaal afgewerk, gegee. En ons weet ook vanuit die geskiedenis dat 'n verkeerde juk maak seer op die skof van die os of dit skuur stikkend. En dan is daar die dier van jou wat vir jou moet werk van geen waarde nie. Daar's 'n legende en ons gaan so 'n bietjie later in die kwartaal verder oor die juk praat. Maar wat geskrywe word, wat sê dat Jesus, omdat hy 'n skrynwerker was, het hy ook jukke gemaak. Hy was 'n goeie jukmaker gewees. Dis nou 'n legende. Of dit waar is, dit weet ons nie, maar hulle sê so. En omdat hy 'n goeie jukmaker was, het daar bo sy skrynwerkerswinkel gestaan: "My juk pas goed." Dis 'n mooi legende. En ons verstaan dit.
wat hier eintlik gesê word. My juk pas goed. Dis wie Jesus is en wat hy gedoen het. Terwyl die valse leraars en die geestelike leiers mense belas het en jukke op hulle geplaas het wat te swaar was en wat geskaaf het en stikkend gemaak het en seer veroorsaak het en mense teen die grond gehad het, het Jesus 'n alternatief kom stel. Hy sê kom na my toe. Kom na my toe. Kom leef in 'n verhouding met my. En ek sal vir jou rus gee. Ons gaan later in die kwartaal daaroor praat. Jesus wil die orde dus kom herstel. Hy wil ons verander van human doings na human beings. Want dis is God ons gemaak het. Baie belangrik. As Jesus sê kom na my toe, dan moet ons reageer. Of dit vir die eerste keer is wat jy na hom toe stap, en reageer op sy uitnodiging, jou lewe aan hom wy. Of vir die soveelste keer, selfs aan die begin van die jaar, net sê, Here, ek hoor wat U vir my sê, kom na my toe. Here sê ek kom na U toe. Ons moet reageer op Jesus se uitnodiging. En die evangelie boodskap, die blye nuus is dit. Jesus kon tyd spandeer as hy wou met konings en met hooggeplaaste mense, die belangrike elite van die dag. Maar die seun van God wat mens geword het, wat die stofstrate van Palestina kom stap het tyd spandeer en het 'n keuse gemaak om by mense uit te kom wat uitgeput was, uitgebrand het, onderdruk is deur ander, vermoeid en belas is. Hy het tyd spandeer. Hy nooi vandag nog steeds die behoeftiges, die nederiges, die mense wat sukkel om sin te maak van die lewe. Hy nooi diegene wat nie weet of hulle links of regs of vorentoe of agtertoe moet beweeg nie. Hy roep na hulle wat vasgeloop het in 'n doodloopstraat, watter rede ook al. Hy roep mense wat uitsig verloor het in 'n donker dieptes van die lewe. Vandag steek hy steeds sy hand uit na hulle met wie dit goed gaan. Want ons kan so maklik sê, maar Jesus het net by die mense wat dit swaar en moeilik gehad het. Maar baie van ons, met ons gaan dit goed. Maar hy steek ook sy hand na ons toe uit. Want baie keer is goed gaan gelyk aan ek het dit bereik in my lewe. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ek het hierdie bymekaar gemaak. En ons vergeet van die Here aan wie ons behoort wat vir ons die vermoëns gee. Ook na jou kom die Here en hy sê kom na my toe. Kom soos jy is. Kom soos jy is. So geliefdes, hier staan ons nog relatief vroeg in die jaar 2026. Vir my persoonlik is dit goed om Jesus se uitnodiging weer te kon hoor, tyd daaraan te spandeer. Jy hoor nou nie en vars, maar hopelik gaan jy tyd spandeer te sê, wat sê die Here vir my? Hoe nooi hy my? Kan ek die prentjie van 'n skip wat oorlaai is wat amper gaan sink, of 'n juk wat swaar is op my seer maak, my gemoed, emosies, dinge wat nie op plek is nie. Ek beleef iets daarvan. Dan kan jy na die Here toe gaan. Jy kan op hom, op sy uitnodiging reageer. Dis goed om te weet dat jy en ek ons ware menswees kan ontdek dieper in 'n verhouding met die Here. Nie om net 'n klomp goed te doen, dit wat als op ons tafel kom lê, elke e-pos, elke oproep, elke eis wat gestel word, maar dat ons ware menswees na vore kan kom, dat jy en ek is gemaak deur God, herskep deur hom, geroep en verander, nuut gemaak, geseën, toegerus, dat ons dit sal ontdek. In die volgende 5 weke, gaan ons juis na hierdie dieper waarhede wat opgesluit lê in die paar verse, daarby gaan stil staan, gaan daarna kyk. Maar ons begin vanoggend juis met die uitnodiging wat Jesus sê, kom na my toe, kom reis saam met my. Ek wil jou graag uitnooi om jou oë in hierdie oomblik te maak. Jy weet presies waar jy vanoggend staan, of daar waar jy nou sit.
Jy weet presies wat in jou lewe aan die gebeur is. Jy het 2026 begin met 'n lied in die hart, met 'n ligtheid in jou gemoed. Jy sweef oor die aarde want dit gaan goed. Die Here sê ook vir jou, kom na my toe. Kom deel dit met my, ek deel jou vreugde. Ek is dankbaar dat jou lewe op daardie punt is. As jy soos baie ander die nuwe jaar ingestap het, met die pakkie van die verlede wat altyd op jou skouers lê, dit skaaf hard in die juk op jou, voel of jy wil sink. Die Here kom staan ook voor jou vanoggend en sê kom na my toe. Die psalmdigter Dawid het twee kante beleef. Psalm 40 is die teks wat al vir my baie gehelp het in my eie lewe. En hy sê daar, ek het gesmag na die hulp van die Here. Die belofte na die ware woord, hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Partykeer voel dit of ons sink in die diepste modder onder die water en beweeg. Die psalm wat sê, hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Jesus nooi jou uit om juis, as dit so moeilik met jou gaan, te reageer op sy uitnodiging. Sy hand is daar, vat sy hand, hy wil jou uittrek uit die omstandighede. Wanneer dit gebeur, word ons herstel en dadelik, direk hierna, sê die psalmdigter, hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Ek wil jou geleentheid gee om met hierdie paar gedagtes jouself aan die Here toe te wy. Wees rou eerlik. Die Here weet in elk geval wat in jou lewe aan die gebeur is. Wees rou eerlik om vir hom te sê, Here, dis waar ek nou is. En vertrou hom as die een wat jou regtig 100% uitnooi, sê kom na my toe. En ek sal vir jou rus gee. Ek gee vir jou so 'n minuut of 2. Here, ons hoor vanoggend opnuut weer die uitnodiging, kom na my. Kom net soos jy is. Kom as dit met jou goed gaan. Kom as dit rustig in jou lewe is. Kom wanneer dit moeilik gaan in jou lewe. Kom wanneer dit baie onrustig in jou gemoed is. Kom met jou vreugdes, kom met jou hartseer. Kom met die dinge wat vir jou positief is. Kom met die dinge wat jou negatief beïnvloed.
Kom met dit wat jou gemoed lig elke dag. Maar kom ook met daardie dinge wat jou swaar in jou binneste laat voel, jou neertrek. Here, ons hoor die uitnodiging. Soos die psalmdigter roep ons na U. Wanneer ons lewensomstandighede kom verander, of ons binneste ons gemoed kom lig en ons innerlike rus gee, dat ons dan saam met die psalmdigter kan sê, dit gaan goed met my, omdat ek my vertroue in die Here stel. Dit wil ons vanoggend ook doen. Ons wil vir die res van die jaar ons vertroue in U stel, want U is die betroubare, die getroue God. Kom ontvang ons dan ons laaste lied, wat ons bely en sê, ons sing oor die goedheid van God in ons lewe. Amen en amen. Geliefdes, kom ons staan, ons sluit ons aan met die belydenis. Ek het die lief, want die liefde van alles. Oh my God, is ek veilig in die hand van die oomblik as ek opstaan, tot ek weer vaststaan.
God is goed, was nog altyd, is nou en sal dit ook vir jou wees. Hy staan voor jou met 'n uitnodiging, maar hy staan ook vir jou om jou te seën vir hierdie week, vir die jaar wat voorlê. Mag dit vir jou 'n goeie en geseënde jaar wees. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in tye as dit moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre, tot ons weer in heerlikheid by die Here sal wees. God se mense sê hierop. Amen. Amen. Blessings. Lekker dag vir julle.